Hallo almal en baie welkom. Is daai breintjies aangeskakel? Is julle gereed vir 'n klein geskiedenisuitdaging? Kom ons gaan vandag 'n bietjie saam leer en speel en sommer seker maak julle is heeltemal reg vir daardie eksamen. Reg, kom ons spring dadelik weg. Ons missie vandag, dis eenvoudig. Ons gaan kyk wat julle onthou van twee heeltemal ongelooflike leiers wat die wêreld verander het. So, wie van julle is die ware geskiedeniskampioene? Kom ons vind uit. Goed, ons eerste ronde. Dit gaan oor 'n held van ons eie land. Die enigste, Nelson Mandela, of soos ons hom almal ken, Madiba. Is julle reg? Luister mooi, hier kom die eerste vraag. Vraag nommer 1. Wat was Nelson Mandela se geboortedatum? Dink 'n bietjie mooi. Het jy dit? Die antwoord is 18 Julie 1918. Sjoe, wel gedaan as jy daardie een reg gekry het. OK, hier's 'n lekker een. Wat beteken Mandela se regte naam Rolihlahla? Dink 'n bietjie. Dis nogal 'n interessante een. Dit beteken moeilikheidsmaker. Is dit nie perfek nie? Want hy het beslis goeie moeilikheid gemaak vir die onregverdige apartheidsregering. So, gepraat van moeilikheidsmaak, daardie moeilikheidsmaker het teen 'n baie onregverdige stelsel van wette geveg. Wat was die naam van daardie stelsel? Ja, dis reg. Apartheid. Onthou, dit was daardie stelsel wat gesê het mense met verskillende velkleure mag nie dieselfde dinge doen of op dieselfde plekke wees nie. Glad nie regverdig nie. Mandela het geweet hy kan nie hierdie groot geveg alleen veg nie. Hy het geweet hy het hulp nodig. So, by watter belangrike groep het hy in die 1940s aangesluit? Weet julle? Hy het by die African National Congress, of soos ons dit ken, die ANC, aangesluit. So kon hy saam met ander mense vir vryheid werk. Maar omdat hy so hard vir regverdigheid geveg het, het die regering van daardie tyd hom in die tronk gesit. Nou, die vraag is, vir hoe lank was hy in die tronk? Hierdie is 'n baie groot getal, so denk mooi. Die antwoord is 27 jaar. Kan julle dit glo? 27 jaar. Dis langer as wat julle al op aarde is. Dis 'n ongelooflike lang tyd om prys te gee vir vryheid. Ja, 27. Kyk mooi na daardie getal. Vir elkeen van daardie 27 jare het hy nooit opgehoop nie. En die mense van Suid-Afrika het ook nie opgehoop nie. Dis 'n nommer wat ons regtig nooit moet vergeet nie. Maar na daardie ongelooflike lang tyd het die groot dag uiteindelik aangebreek. Wanneer is Mandela uit die tronk vrygelaat? Weet jy die jaar? Dit was in 1990. Sjoe, mense reg oor die land en die hele wêreld was so bly. Hulle het in die strate gedans. En die storie word net nog beter. Net 'n paar jaar later het iets heeltemal histories gebeur. In watter jaar is Mandela as ons land se heel eerste swart president verkies? Ja, dit was in 1994. En weet julle wat dit so spesiaal gemaak het? Dit was die heel eerste keer wat almal in Suid-Afrika, maak nie saak wat jou velkleur is nie, kon stem. Wat 'n oomblik. Goed, hier's die laaste vraag oor Madiba. En dis dalk die belangrikste een van almal. Na alles wat hy deurgemaak het, die tronk, die onreg, wat is die belangrikste les wat hy ons geleer het? Dink daaroor. Hy het ons die belangrikheid van vergifnis en geregtigheid geleer. Hy het gewys dat selfs na soveel pyn, ons kan kies om saam te staan en 'n beter, regverdige toekoms vir almal te bou. Sjoe, julle het fantasties gedoen in ronde 1. Julle is beslis Madiba experts. Goed, is julle reg vir ronde 2? Nou gaan ons gesels oor 'n ander groot leier. Iemand wat vir Nelson Mandela 'n groot inspirasie was. Sy naam? Mahatma Gandhi. Kom ons begin. OK, kom ons begin heel aan die begin. Wanneer en waar is Mahatma Gandhi gebore? 2 dele aan hierdie vraag. Dink mooi. Hy is gebore op 2 Oktober 1869 en dit was in Porbandar in Indië. Sy regte naam was Mohandas Gandhi, maar die mense het hom 'n baie spesiale erenaam gegee, Mahatma. Nou, wat beteken daardie naam Mahatma, weet jy? Dit beteken groot siel en hy het regtig soos 'n groot siel gelewe. Nou hier's iets baie interessant, iets wat hom en Mandela verbind. Voordat Gandhi vir Indië se vryheid begin veg het, het hy as 'n jong prokureur in 'n ander land gewoon en is daar waar hy vir die eerste keer rasisme ervaar het. Watter land was dit? Dink julle weet? Glo dit of nie, dit was hier, in Suid-Afrika. Ja, sy hele stryd vir regverdigheid het eintlik hier begin.
Gandhi het 'n baie spesiale manier gehad om te veg. Hy het geglo jy moet vir dit wat reg is opstaan, maar sonder om ooit geweld te gebruik. Hy het 'n spesiale naam gehad vir hierdie metode van vreedsame protes. Wat is dit? Dis 'n belangrike woord, satyagraha. En dit beteken letterlik standvastigheid in waarheid. Om vas te hou aan die waarheid maak nie saak wat gebeur nie. En hierdie hele idee van satyagraha is gebou op 'n nog dieper beginsel. Wat noem ons die idee van nie geweld? Die idee om niks of niemand ooit seer te maak nie. Ken jy daardie woord? Dit is ahimsa. En dit was die hart van alles waarin Gandhi geglo het. Gandhi het nie net oor hierdie dinge gepraat nie, hy het dit gedoen. Wat was sy heel beroemdste protes in 1930? Dink aan haar storie. Dit het met sout te doen gehad? Ja, dit was die soutoptog. Hy het honderde en honderde kilometers weggestap tot by die see net om sy eie sout te maak. En hoekom? Om te wys dat mense nie onregverdige wette hoef te gehoorsaam nie. Wel, na jare en jare se vreedsame protes deur Gandhi en miljoene ander mense, het die groot oomblik uiteindelik aangebreek. In watter jaar het Indië onafhanklik geword van Britse bewind? Weet jy, dit het gebeur in 1947, 'n reuse oorwinning vir Gandhi se manier van doen. En nou vir die laaste vraag oor Gandhi. Hy het sy hele lewensfilosofie in een baie kragtige sin opgesom. Wat is sy beroemdste aanhaling? Ek is seker julle het dit al gehoor. Sy woorde was: "Wees die verandering wat jy in die wêreld wil sien." Dink gou 'n bietjie daaroor. Wees die verandering. Wat beteken dit? Dit beteken alles begin by jou. Wat jy in die wêreld wil sien. So as jy wil hê die wêreld moet meer vriendelik wees, wat moet jy doen? Jy moet vriendelik wees. As jy regverdigheid wil sien, moet jy regverdig optree. Dis 'n baie kragtige idee, né? En dit is dit. Julle het dit gemaak. Fantastiese werk, geskiedenis-eksperts. So, kom ons vat gou alles saam. Van Nelson Mandela leer ons van vergifnis en geregtigheid, en van Mahatma Gandhi leer ons van vreedsame protes. Julle, met hierdie kennis in julle koppe, is julle heeltemal reg vir daai eksamen. Baie dankie dat julle vandag so lekker saamgespeel het. Gaan leer nou hard, onthou julle belangrike stories en gaan wys vir daai eksamen wiesbaas. Julle gaan fantasties doen. Sterkte!